Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, dit is my weer 'n besondere voorreg om hier uit die Weeslig kantoor te groet. Ja, die Here is vir ons goed en al die dae van ons lewe sal hy goed bly. Ons tema vir hierdie naweek is 1 Johannes 4 vers 7 tot 18. God se liefde laat ons in liefde leef. Liewe luisteraar, in een van die praatjies vertel Dr. Leo Buscaglia hoe hy uitgenooi is na 'n klein kerkie naby sy huis. Hy vertel hoe hy vriendelik en gasvry en liefdevol verwelkom is, sommer by die deur al. Maar die hoogtepunt was toe die prediker opstaan en sê, vriende, broer Jonathan gaan vandag vir ons toespreek. Sy onderwerp gaan wees geloof. Broer Jonathan het opgestaan en vorentoe gegaan. 'n klein, kort mannetjie, geen hare nie, klein, skerp oogies. Hy het vir 'n paar oomblikke voor almal gestaan. Toe vou hy sy hande saam en sê, geloof, geloof, geloof. Toe gaan hy sit. Die prediker het opgestaan en met groot glimlag gesê, dankie broer Jonathan vir daardie ingrypende woorde oor geloof. Uit die verhaal eintlik hoor ek, God is liefde. Ja, God is liefde. God is liefde. Want sonder liefde kan daar nie geloof wees nie. Die woord liefde, agape, of soos ander dit sê, agape, kom in Grieks 29 keer in hierdie hoofstuk van 1 Johannes voor. Dis 'n kort vers, maar 29 keer praat hy daarvan. Dis duidelik waaroor hierdie verse gaan. Liefde, ja liefde en nogmaals liefde. Ek lig vers 18 uit. Waar daar liefde is daar geen vrese nie, maar volmaakte liefde verdryf alle vrees. Vrees, phobos, word in Afrikaans vertaal met vrees, maar eintlik is die woord fobies waarvandaan dit vandaan kom. Wie van julle het al almal 'n fobie gehad? Ek ken mense wat ly aan argonofobie, die vrees vir spinnekoppe. Hulle sê, ek is nie bang vir spinnekoppe nie. Nee, dis baie meer en baie erger as dit. Hulle kan nie eers vir jou 'n prentjie van spinnekoppe teken nie, want dis 'n spinnekop. Wie van julle deel met hierdie fobie of ander fobies, soos of slange, hoogtes of ja, verwerping? Massiewe vrees maak dat dit onmoontlik vir ons is om op ons gemak te wees, om veilig te voel of te besef te hê van ons eie waarde. Ons is so bang vir die afkeer van verwerping van ander, dat ons hulle voorspring en so lank vir onsself alles vertel wat fout is met ons. Uit vrees vir spot en verwerping kruip ons weg agter maskers wat ons dink aanvaarbaar is. Ontken ons worsteling en pyn en broosheid en twyfel. Dit verhoed dat ons nie regtig uitreik na ander nie. Dat ons lewens oopmaak vir ons naaste. Dit maak dat ons nie eers mense in nood kan help nie, want ons is bang vir ons eie veiligheid. Maak nie saak wat God sê nie. Die vreemdeling is 'n vyand, want ons is bang.
In enige verhouding waar mense betrokke raak, is daar veral twee sake wat ons ongeloof 'n groot rol speel. Die sake waarvan ek verwys is, daar is 'n verwagting en dan is daar behoeftes. Die lankal reeds getroudes in ons midde sal vir ons ure kan besig hou oor hierdie onderwerpe. Net so sal hulle vertellinge oor watter verwagtinge by hulle lewe 10 teen 1 sorg vir groot vermaak en skaam glimlagte op die gesigte van die wat lankal alreeds getroud is. Iemand het een keer vir my in 'n beradingssessie, toe ons oor verwagtinge in 'n huweliksverhouding gepraat het, gesê, Pieter, ek weet voor ons getrou het ons gepraat en ek gepraat en sy het geluister. Nadat ons getroud is, het sy gepraat en ek moes luister. Deesdae praat ons al twee en die bure luister. Ons praat ook dikwels oor behoeftes, nie waar nie? Daar is letterlik vir elke letter van die alfabet 'n behoefte. Maar ek het u geweet dat almal van ons een gemeenskaplike behoefte het. En dit is om lief gehê te word. Om te weet, daar is iemand wat vir my omgee. Maar let op, geliefdes, al is dit die waarheid, kan u en ek seker reeds die slaggat raak sien. Wanneer hierdie behoefte om lief gehê te word, selfsugtig toegepas word, sit ons met mense in verhoudings waarin die een vir die ander wag om die omgee ding te doen. En weet u, wat is die voorland hiervan? Mense se verwagtinge word teleurstellings. Hulle vertel sommer baie gou met groot bitterheid dat hulle behoefte nie erken en raak gesien word nie. En so land byvoorbeeld 8 uit 10 huwelike vandag binne die eerste 7 jaar van 'n huwelikslewe in die skeihof. Geliefdes, die Here sê nie vir ons dat dit sonde is om verwagtinge te hê en om behoeftes te hê om liefgehê te word nie. Maar wat die Here wel vir ons sê, dat hierdie ek gee om vir iemand handeling en ingesteldheid nie spontaan vanuit die mens voorkom nie. Die Bybel leer ons dat as ons mense eerder daarop ingestel is om die wil te ontvang as om wil te gee, daar 'n verskil is. Dit is hoekom ons so dikwels teleurgestel raak in wat ons verwagtinge en ons behoeftes is, want ons maak dit nie bekend nie, omdat ons vanweë ons menswees op ons self ingestel is. Om hierdie rede het Jesus Christus aarde toe gekom, en dis wat 1 Johannes 4 vers 7 tot 18 vir ons wil leer, om vir ons te kom wys wie en wat hy is, en ons kom leer hoe om lief te hê en omgee prakties beoefen te word in ons lewens. Om vir ons as mens te kom leer en wys dat liefde nie in die eerste plek na binne gerig is nie, maar na buite. Die liefde en 'n bestaanswyse is wat nie beoefen word omdat ons deur meriete in die een of ander se lewens en optredes is nie, maar dat ware liefde fokus op die ander een se nood. Liefde, soos wat ons van God ontvang het en steeds ontvang, wil juis ons na binne gerigtheid en ons op onsself ingesteldheid omdraai in 'n medelydende handeling en 'n ingesteldheid van uitreik na die ander persoon se nood. Ek het al so baie hieroor gedink en gepraat. Ek wil
hê en verstaan hoe dit werk. Omdat net liefde, en liefde met 'n hoofletter, kan heel maak. My kan laat verstaan dat sonde my bederf het. Omdat net liefde, God is liefde met hoofletter, harte en gesindhede kan verander. En omdat net liefde met 'n hoofletter ware versoening teweeg kan bring en gesonde verhoudings kan skep. Wie hierdie liefde ontvang, wat God is, elke dag van sy lewe daarvoor dank en smeek, kyk gewoon net met ander oë na God, omdat hulle self en na ander wil kyk. Ons het onlangs die lied in die kerk gesing, hy wat eerste lief gehad het, het ons in liefde vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde lees. Deur sy gees, die wondergawe, laat hy die wederwysige liefde uitspruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. Die Bybelboodskap oor wat liefde is en hoe die liefde optree, is dus eintlik heel eenvoudig. Wanneer God, wat liefde is, optree, tree hy op met die oog op versoening. Hy tree op met die oog uit medelee met die nood van die mens. Hy tree op met die bedoeling om nuut te maak, sodat nuut gemaaktes uit die bron van liefde kan leef. Wanneer hierdie liefde met hierdie kenmerke in ons verhoudings begin gestalte kry, sal my huweliksmaat of my medemens die boodskap ontvang. Ek is belangrik vir iemand. Iemand sien my raak. Ek voel ek beteken iets. Ek is waardevol vir iemand. Ek dra nie alleen aan my laste nie. Ek staan nie alleen in my kwellings nie. Daar is iemand wat nie alleen my pyn, hartseer en kommer ken nie, maar ook verstaan en my help te dra aan hierdie wat in my lewe is. Wie sulke liefde ervaar, word deur die liefde met hoofletter geskryf, gelei en bekwaam gemaak om in liefde te dien. Hoor mooi, die klem is om te dien. En hierdie dien in liefde kom dan op, neer dat ek al hoe meer daarop ingesteld is, en om in versoening te lewe in plaas van vergelding. Om al hoe meer my medemens te sien soos God hom of haar sien. Iemand wat belangrik is, iemand wat waardevol is, so belangrik en so waardevol, dat die kruis van Golgotha en 'n nie te hoë prys was om te betaal nie. En onder leiding van Heilige Gees, van God, word my gees, dit wil sê, my wil, my oortuigings, my reg gebuig en die gevoel van die deernis, die gevoel van vir die nood van ander, eerder as om my rug op hulle te draai en weg te stap, met die oortuiging dat dit hulle verdiende loon is. Ja, die Gees van Christus, die liefde, is my by magte om my denke, my spreuke, my handel te hervorm. Dis waarom en moontlik vir my dat ek daarvoor uit sal vra en dat die Here my sal verander. Want volmaakte liefde dryf alle vrees uit. God is liefde. Dan kom ons weer terug by die ideale preek heel aan die begin. God is liefde. God is liefde. Die wat dit hoor, sal dit navolg. Dis wat hy vir ons wil kom sê. Dit is wat hy wil hê ek en jy moet begin verstaan. Dit is wat hy wil hê dat ek en jy moet onthou.
God is liefde. Ja, God is liefde. En dit is waarom die heel eerste brief van 1 Johannes gaan. Alles het opgebou tot hier toe. God is liefde. Dis waarom die hele Bybel gaan. God is liefde. Vlees geworde liefde. God se liefde word geopenbaar in Jesus. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het as offer. En dit is in hierdie offer van God wat mense beliggaam word om te kan sien God is liefde. Wat sal ons kan skei van hierdie liefde? Romeine 8:34. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is ook uit die dood uit opgewek. En hy sit aan die regterhand en hy pleit vir ons. Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Vers 35. Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaar? Dan sê in vers 38, hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of dieptes, of enigiets anders, die skepping van die Here, die liefde van God, van my kan skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, het vir ons die bron geword. Kan jy al iets aanvoel van die krag, van die moontlikheid wat binne in jou is, hierdie liefde, daardie wat opgesluit is, daar sleutel te draai om te kan sê, Here, deur u krag wil ek die wêreld wat u my ingesit het, verander. Want steeds die wêreld kan verander, is die enigste een, Jesus se volgelinge, wat sy liefde geur begin uitsprei na die wêreld daar buitekant. Wat steeds die wêreld kan verander, is dat ons regtig in sy liefde bly. Die Engels sê dit so mooi, abide in me. Abide in God se liefde, woon in sy liefde, dra dit uit, sodat die wêreld kan weet, hierdie volmaakte liefde, 'n bewys, want God en God alleen is liefde. Niemand het God nog nooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en ons in sy liefde en vervul ons sy doel. Besef ons werklik wat hier aangaan. Ek herinner myself aan Johannes 1 vers 18. Niemand het God ooit gesien nie, behalwe sy enigste seun, selfs God, wat die naaste aan die Vader is, het dit vir ons kom bekend maak. Daarom, geliefdes, wil ek u vra, mag Heilige Gees ons bewus maak van elke goddelike daad, van sy liefdesdaad, en ons daartoe aanspoor, sodat ons uit liefde, deur liefde, 'n wêreld kan ingaan, vol van vreugde, vol van lof, vir die een wat vir ons dit gedoen het. Ons eer die Here vir hierdie woord. Tot 'n volgende keer. Amen en amen.